en begin ek ooit met hallo? Vandag doen ons. Goed, hallo en welkom by 'n Maasepot, waar ons gesels oor die lewe saam met Jesus. Yes. Ek is Junay En ek is Marina. en saam is ons Jamal. So ons het besluit ons gaan hierdie week gesels oor die vrug van die Gees. Ja. En dit was nogal interessant, maar ek kan nie onthou of ek dit besluit het voor die tyd of na die tyd nie. Ek dink amper voor die tyd. Ek is nie 100% seker nie. En toe het ek soos 'n uitdagende dag gehad. Okay, maar kom ons bid eers. Yes. Maak vir julle oogies of nie as julle bestuur of wat ook al. Here baie dankie dat ons saam kan kom en ons getuienisse deel. Vader, ek bid dat ons niks sal sê wat nie aan U glorie bring nie en dat elke persoon net sal hoor wat hulle moet hoor. Vader, ek bid dat die woord wat ons spreek in mense se harte sal gaan lê en dat dit 100voudige vrug in hulle lewens sal dra. Vader, ek bid dat oë sal oopgaan en ore sal oopgaan en dat elke luisteraar U stem op 'n beter en dieper manier sal begin hoor en ook sal gehoorsaam wees. Ons loof en prys U vir alles wat U aan ons openbaar en die liefde vir ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen en amen. Okay, anyway, so vrug van die Gees is wat is dit Dit om alles? so Okay, read it for us, Marine. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Yes. So, dit is baie. Dis baie. Dit is 'n baie groot vrug. Ja, is baie. En Dis 'n boom vol lemoene. yes. En ek het altyd gedog dis multiple fruits. Ek het gedog is the fruits of the spirit totdat ek nie soos onlangs nie, maar ook nie so super lank gelede nie besef dit is een vrug. Ek sien dit nou. Ek het dieselfde idee gehad, maar ek sien dit nou vir die eerste keer. Daar staan nie die vrugte van die Gees nie. En ek sou gesê die vrugte van die Gees. Ja. Dis die vrug. Ja, die 9 vrugte van die Wow. Gees dink ons, ja. So, dis dit ook vir my soos nogal wow. En want ek was eers soos, Here, moet ons hierdie in 'n reeks doen? Dis die Here soos dis een vrug. Dis ek soos o ja, o ja, o ja, o ja. Ja. En toe soos ek weet nie of ek net bewus was daarvan hierdie week wat ek nou soort van geweet het ons gaan praat oor die vrug van die Gees nie. Maar hoeveel mense sal sê soos ek het nie geduld nie. Dan is dit mense wat profess om Christene te wees. Geesgevulde Christene, want dit is so elke Christen mos is met die Gees gevul as jy 'n Christen is. En dan jok jy. Soos of jy jok en jy's nie regtig 'n Christen omdat die Gees gevul is nie, wat ek regtig nie hoop dit is nie, of jy jok om te sê jy het nie geduld nie, of jy glo alleen van die vyand. Want as jy dan die Gees in jou het, dan het jy al daai goed. Dan het jy love, joy, peace, patience. Ek kan nie die ander uit my kop uit onthou nie. So en is ook nogal empowering. Want dit beteken al het ons tekortkominge, het ons nie want die Gees staan in vir ons. In ons swakheid is die Gees sterk. Yes. En dit sluit eintlik bietjie vir my aan by wat ons laasweek oor gepraat het, waar Jesus is lief vir ons juis vir ons swakhede, omdat dit kans gee om vir ander mense om te sien hoe hy deur ons werk. Ja. En op daai punt, so wat ek eintlik besig was om te sê, soos ek het 'n challenging dag gehad hierdie week, waar ek agtergekom het of soos waar iemand vir my raad en advies gegee het wat ek nie noodwendig goed ontvang het nie. En dit is in sulke tye waar ons kans kry om in die vrug van die Gees op te tree. Dis maklik om in die vrug van die Gees op te tree as alles honkie-dorie gaan. As dit 'n lekker dag is. Ja, en almal is nice met jou, maar dis nie altyd maklik om in die vrug van die Gees op te tree as jy voel dat jy sleg behandel word of wat ook al nie. En Jy getrigger word. ja, en dis why soos ons het ook 'n prentjie die week met mekaar gedeel. Ek dink ek Jy gaan het op vir my gestuur, ja, wat gesê het soos as jy getrigger word deur iets, dan beteken dit dis 'n plek waar jy nog nie genees is nie. En dit was so interessant vir my dat ek dit kry juis voor hierdie triggering experience, want dit is obviously die Here wat
basically my begin voorberei het op wees bewus hiervan. Soos Ja. hoe jy optree teenoor iemand anders se terugvoer gaan oor jou. Nie oor hoe hulle dit sê of wat hulle sê nie, want as jy regtig op 'n plek van genesing is, kan hulle die waarheid praat sonder om dit in liefde te praat en jy gaan dit nog steeds ontvang want jou waarde en jou identiteit kom nie van hulle af nie. Dit kom van God af. Ja. En net laasweek sê ek soos baie dankie vir almal wat my accountable hou en dan as iemand my accountable hou, dan sê ek sommer soos upset. Ja. Maar my accountable maar net vir die goed waarna ek kies om accountable gehou te word. Ja, maar nie as ek jou goedkeuring soek nie. Asseblief, as ek jou goedkeuring soek, dan moet jy niks vir my sê. So ja, dit was soos cool hoe die Here my half geleer het. En ek dink dit is ook iets wat ons moet besef. Soos baie kere is die uitdagings in ons lewe wat ons beskou as toetse, is 'n groeigeleentheid. Dit is nie 'n toets van leer nie, dis 'n toets vir leer. En groei boontjie vrugte. Exactly. Dis waar vrug vandaan kom. Vrug kom van daai daai beproewinge of daai uitdagings. Wanneer ons leer om, dit is ook so vers wat sê soos wees dankbaar as jy deur beproewinge gaan, want dit gee perseverance en perseverance gee dit en dit en dit. Ja. En ek dink dit is hoe ons uitgangspunt moet wees, is om dankbaar te wees vir die goed wat soos iemand met jou lelik wees, lelik is dan met jou wees soos dankie, soos ek is upset, so u wys nou vir my hierso 'n plek wat nie lekker is nie, wys my met regmaak, vat net alles nog goed toe. En op daai punt, ek dink soos al probeer mense nie jouself as 'n voorbeeld vir ander oprig om te sê soos ek is 'n Christen, kyk wat doen ek het alles uitgefigure nie. Dink ek tog as mens begin met mekaar praat as Christene, kan dit gebeur dat iemand voel hulle kan opkyk na jou as voorbeeld. Wat soos nie enigiemand se goal moet wees nie, maar wat kan net gebeur? Nee, dit kan net gebeur. Dis nie dat jy wil hê mense moet na jou toe opkyk nie, maar mense kyk na jou toe op want hulle voel jy's dit wat jy doen in skool of wat ook al. En ek dink dit is ons verantwoordelikheid dan om vir mense te sê moet nie opkyk na my nie. Want ek is swak. En ek dink dis ook hoekom dit belangrik is dat ons hierdie vrugte van die Gees doen. Want dit is die goed wat mense sien in mense se lewe. Dan sê jy soos ek wil ook dit hê wat daai persoon het. Verstaan jy? Maar nou weet ons dis nie daai persoon nie. Dis die vrug van die Heilige Gees in daai persoon. En as 'n Christen, as ons sien mense begin opkyk na ons toe, dan moet ons wees soos onthou dis nie ek nie. Verstaan? Soos vir my voel ek die hele deel soos punt van ons pod is om vir ander mense te wys hulle is nie die enigstes wat challenges ervaar nie. Ons dis gemeenskap en Tog dit gaan oor die feit dat ons so super cool is. sien jy, ek het definitief dan 'n wanindruk geskep. Ons is so perfek. Wees soos ons. Maar nee, en soos dis die punt, soos niemand moet opkyk na enigiemand anders. Jy moenie jy moet soos natuurlik moet jy ander mense respekteer. Dis glad nie wat ek sê nie en ek sê nie predikers moet neergekyk word. Dis nie wat ek sê nie. Ek is glad nie 'n prediker nie. Ek weet nie of Marina is jy? Nope. Ja. Maar ons is lief vir die Here en wat ons deel ons om ander mense eintlik te encourage. Ons wil sy lig laat skyn, nie ons eie liggies nie. Ons is nie die sterretjies nie, ons wil sy lig laat skyn. 100%. So moet asseblief nie dink en ons het dit al gesê dat ons alles uitgefigure het nie. En as ons iets sê, toets alles en bou die goeie, soos wat die woord sê. En as jy iets cools in ons sien, weet dis die fruit of the spirit. Yes. Dis nie the fruit of Unai of die fruit of Marina nie. Dit is the fruit of the spirit. Okay, so dit is nou uit die weg geruim. En ek dink ook ons moet dit vir ons kinders ook leer. Dat as ek foute maak, dis the fruit of Unai of die fruit of Marina. Verstaan? Dis die flesh, maar die fruit of the spirit is die goeie dinge wat ons doen en die goed wat ons regkry. En dit is hoekom ons meer gees moet wees. Maar jy gaan nie gees wees. Ek het nog so 'n meme gesien hierdie week wat sê, if you're not going to feed
if your spirit, wat nee, wag, laat ek, if your spirit isn't fed, you will be emotionally led. En toe sê ek soos 100%. Ja. So as jy die vrug van die Gees in jou lewe wil sien, dan moet jy gewortel wees in die woord. En dit is hoekom ek my versie gekies het vir hierdie week was John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En wat ek besef het is, ek weet nie of julle al ooit preke geluister het waar die pastoor is soos, hy doen die een van God is love, en dan sê hy so, basically kan jy deur die hele Bybel, oral waar hulle van God praat, kan jy dit substitute met love. Ja. En toe besef ek net, soos, in die hele Bybel waar hulle oor Jesus praat, kan ons dit substitute met the word. En hoeveel keer sê die Bybel nie vir ons, wees in die woord, of wees in Jesus nie. I'm capable of all things through Christ. Ja. Christ is the word. Soos, wees in die woord, dan is jy capable of all things. Ja. En it remain, abide in Christ, abide in the word. En ek dink dit is waar, dis waar ons gewortel moet wees, as ons daai vrugte wil dra. As ons nie gewortel is in die woord nie, dan gaan ons nie die vrug van die Gees dra nie. En wat ook vir my baie interessant was, is hoe baie die vrug van die Gees dieselfde of soortgelyk is aan die scripture in Corinthians wat vir ons vertel wat liefde is. So, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. So dit klink baie similar aan die fruits of the Spirit. So ek dink ons actions, thoughts, motives, want dit is wat ons wortels is. So soos waar kom jou aksies vandaan? Wees gewortel in liefde wat God is. Wees gewortel in die woord wat Jesus is. En laat die Heilige Gees jou lei. Dit is hoe ons daai vrugte in ons lewens gaan sien. Dis tyd in die woord, tyd saam met God. 'n Vrug is nie iets wat net soos dis iets wat moet groei en dit gaan nie groei as dit nie gecultivate word deur God en Bybel in die Bybel nie. So weer lees jou Bybelboek elke dag basically. Jy gaan groei. It comes back to that. Ja, amper ek daai liedjies nou my kop. Hy's my jou lemoene. Mens kan dit jy kan hom anders Jy sien. Ja. So, myne is baie dieselfde. Mense dink ons het saam gesit by Bybelstudie gehou, maar nie. So by my die gedagte ook opgekom van die vrug van die Gees is liefde. So liefde begin met liefde en dan daai spruit, as jy liefde het, gaan jy bly wees. Jy gaan vrede hê, jy gaan lankmoedig, vriendelik en al die ander vrugte wat ons gedink het is meer as een vrug wat jy nou sê toe maak dit eintlik vir my sin is een vrug en ek dink dit kan opgesom word in een woord liefde. En ek bedoel dit is 'n vrug en liefde is ook 'n gawe, nê? En dis waar ek by Romeine 13 uitgekom het van die gawe en dit sê ook geloof, hoop en liefde en die grootste hiervan is die liefde. Ja. So dit is 'n belangrike een en dan ek het Romeine 13 vers 10 gekry wat sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Yes. So daar kom hy nou en liefde vat die wet op oor. So dit is so groot en kragtige woord. En toe kom ek by hierso is 1 Korintiërs 13 vers 13 sê en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3 maar die grootste hiervan is die liefde. En toe kom dit by 1 Johannes 4 vers 16 wat sê en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En dis presies wat jy ook nou gesê het. En hy wat in die liefde bly in God en God in hom. En as ons in God is, dan gaan ons die liefde hê. En ek dink nie noodwendig ons is perfek en ons gaan dit altyd reg kry nie, maar ons streef daarna. Yes. En dit is as jy liefde het, dan gaan al hierdie ander goed net mooi in plek val. So dit is baie naby aan mekaar. Presies wat jy gesê het. Holy Spirit. Ja. So ek dink ook net waarheid is ook 'n groot deel daarvan. En ek dink baie keer is ons dit is eintlik iets wat ek ook soos wou bespreek het. Ek het 'n bietjie met jou bespreek voor die pod wat ons gesê daar is 'n verskil tussen nice en kind. Ja.
Want ons as Christene dink ons moet altyd nice wees en ons misgis dit vir kindness. En ons en dieselfde soos liefde. Liefde is nie wat die wêreld vir ons sê liefde is nie. En dit het ons ook al in die pot bespreek. Soos liefde en kindness is om die ander persoon se voordeel te soek, nie jou eie nie. En niceness doen jy vir jouself. Jy is nice met ander mense want jy wil hê hulle moet van jou hou of dis iets wat jy aangeleer het as 'n tipe van 'n self-preservation. Maar dis nie altyd as jy 'n niceness optree, is jy nie altyd besig om in die waarheid op te tree nie. En jy is nie altyd noodwendig om die beste vir daai persoon te gee nie. Want jy's nice, so jy sê nou nie vir die persoon al 3 stukke spinasie in sy tande nie, maar eintlik is dit nie nice nie. Dis nie kind nie, want nou loop hy die res van die dag met die 3 stukke spinasie in sy tande. So Skien daai ding wat hulle vir die kleintjies sê, dit is ook so 'n videoetjie wat van 'n kleuterskool juffrou en sy as jy iets kan fix in 30 sekondes, dan sê jy dit. Ja. Want ek dink kinders is nou weer die teenoorgestelde. Yes. Kinders sê nou weer Hoekom is jou gesig so alles. lelik? En verstaan is daai ding van ek dink vir ons moet nou weer andersom na kyk. As iemand dit kan fix in 30 sekondes, sê dit vir hulle. Want dit is iets wat jy kan regmaak en dit is kindness. Waar as jy dink, net voel hierdie persoon offended. Ek gaan nie offended voel as jy vir my sê daar's 'n spinasie in my tande nie. Ek gaan bietjie skaam kry vir 'n oomblik. Ek gaan nie offended voel nie. Maar ek gaan as ek terugkyk die dag en ek sê, "Ag, al die mense." Ja, en jy gaan nie weet waar dit begin het, gaan baie erger wees. Ja. Sit al vir weke op my tande. Ja. En dit is ek dink mense moet na al daai soos vrug van die gees gaan kyk en regtig uit 'n woordperspektief gaan kyk. Wat is elkeen van hulle nie net dink o, ek verstaan wat hierdie is uit wat ek geleer is of wat die wêreld vir my sê nie. En ek dink regtig die basis van alles is die waarheid. As jy iets moet doen wat onwaar is of iets moet sê wat onwaar is om iemand anders te laat goed voel of nie offended te wees nie, of dan is dit sodra jy buite die waarheid optree, is jy nie besig om in die vrug van die gees. So waarheid, liefde en die woord dink ek is iets wat ons as Christene moet nastreef. En dis al wat ons kan doen. Soos ons gaan nooit perfek wees nie. Ons gaan altyd flaws hê en ons hoef nie dit weg te steek nie. Ons kan eerlik wees oor die feit dat ons swakhede het, want dis juis wanneer God glorie kry vir dit wat ons doen. Wanneer ander mense besef, kyk, ek ken jou nou en sy vergeet altyd alles, maar sy het nou hierdie ding gedoen. Dit kan net Jesus gewees het. En ek dink dit mense laat nie ander mense regtig toe om jou werklik te leer ken as jy nie bereid is om die waarheid te deel van jou tekortkominge, jou uitdagings, want mense kan jou nie regtig lief hê as jy net hierdie perfekte beeld voorhou wat nie regtig jy is nie. Dit is dit is baie waar. Ja, so ons streef na die vrug van die Gees en ons moet staan op die feit dat as ons die Heilige Gees het, ons reeds daardie goed het. Wanneer ons van onsself, want ek dink ons praat ook baie soos negative self-talk met onsself. Soos ek het nie geduld nie, ek het nie uithou vermoë nie, ek het nie dissipline nie. Jy het volgens die woord. So staan daarop. En dan ook tree op in die waarheid en bly in die woord. Ek dink dis 'n opsomming van die boodskap van hierdie week. Ja, en as jy nie 'n Afrikaanse juffrou is nie, kan jy sê laat God water oor God se akker loop, want dit is wat ons wil hê. Ja. Baie negatiewe dink ek. Dit het 'n negatiewe, maar ek vir dink my is dit mooi. Bring my water laat ek kan groei en Ek vrug dra. vertrou, exactly. Soos ek weet God is in beheer. Soos ek kan nie alles micromanage nie, maar ek kan op die Here vertrou en hy kan. Ja, so ons hoop julle het 'n geseënde en godgevulde week. Wag dat ek weer die Afrikaanse een kry. Dit is die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Totsiens. Bye.